Daarom wil ek nooi dat ons dan ons Bybels vanmôre oopmaak by Markus, die 12de hoofstuk. En ons lees van vers 28 af saam. In die voorbereiding van die boodskap vir vanoggend wil ek net sê, het ek opnuut weer met die Here ontmoeting gehad oor hierdie baie belangrike onderwerp, en dit het vir my selfs met die voorbereiding soveel beteken. En ek wil bid, regtig vanmôre bid, dat die Here hierdie onderwerp in elke een van ons se lewens 'n waarheid sal kom maak. Dat ons liefde vir die Here alles oortreffend sal wees en opreg sal wees, en dat ons in die vuur van die liefde vir die Here sal lewe. Vers 28 van Markus 12 sê, ek kan dan net gou daar vir ons aansit. En toe een van die skrifgeleerdes wat bygekom het en by hulle aangesluit het, hulle hoor redetwis en wis dat hy hulle goed geantwoord het, vra hy vir hom, wat is die eerste gebod van almal? Daai woordjie eerste is die woord protos, watter een staan uit? Watter een is die belangrikste? Watter een is die hoogste? En Jesus antwoord hom, die eerste van al die gebooie is, hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here. Dit beteken daar is nie naas hom ander gode nie. En jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. En die tweede hieraan gelyk is dit: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as die nie. En die skrifgeleerde sê vir hom, goed meester, u het met waarheid gesê dat God een is en dat daar geen ander is as hy nie. En om hom lief te hê uit die hele hart en uit die hele verstand en uit die hele siel en uit die hele krag en om die naaste lief te hê soos jouself is meer as al die brandoffers en die slagoffers. Toe Jesus sien dat hy verstandig geantwoord het, sê hy vir hom, jy is nie ver van die koninkryk van God nie, en niemand het dit meer gewaag om hom vra te stel nie. Tot daar lees ons saam uit die kosbare en wonderlike woord van die Here. Kom ons verenig in gebed en dan bid ons net saam. Dierbare Hemelse Vader, U wat troon in die hemel en wat die koning van die konings en die Here van die Here is. Ons kom vanmôre as U gemeente en ons kom buig laag in aanbidding voor U. In ons harte is daar 'n diepe ontzag en 'n eerbied vir U as die lewende God. U wat U self aan ons openbaar as die Almagtige, by wie daar geen ding onmoontlik is nie. Die alsiende God, by wie se oog niks verbygaan nie. Die alomteenwoordige God, wat in hierdie oomblik in U volheid hier in ons teenwoordigheid is, maar ook daar in die Verenigde State en in die verre uithoeke van China en Rusland, en daar in die suidooste in Australië en Nieu-Seeland, U is oral. Dankie dat U alwetend is. Daar's niks wat U nie weet nie. Niks kan U onverhoeds betrap nie. En dis vir ons wonderlik, Here, dat U hierdie magnifieke en majestueuse God, wat eintlik vir ons menslike verstand onverklaarbaar en onverstaanbaar is. Paulus sê,
dat u oordeele is ondeurgrondelik en u weë is onnaspeurlik. Dit kan nie nagespeur word nie. Dit kan nie deurgrond word nie. Dat u na ons toe neergebuig het. Dat u in die groote liefde u seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan beerwe. So leer u woord ons. Maar Here, elke persoon wat hierdie boodskap verwerp, elke persoon wat hierdie boodskap van hom of haar wegskuif en sê, nee, ek het nie die Here Jesus nodig nie. Ek is in myself goed genoeg, die Here moet my aanvaar, net soos ek is, gaan eendag in die toren van God vasloop. Gaan te doen kry met die oordeel van hierdie allerheilige lewende God. En daarom bid ons, ag Here, kom gee vir ons as mensdom bekeringsgenade, open harte, open verstande, open geestelike oë, dat mense hulle eie sondige toestand kan raak sien, hulle nood aan 'n verlosser kan besef, en hulle hartgrondig tot die Here Jesus bekeer en in oorgawe aan u vir u lewe. Here, baie dankie dat ons hier deel kan wees van 'n gemeente van Christus. En u is die hoof ook van hierdie gemeente. En ons buig in gewilligheid voor u wat die hoof is. En ons sê, Here, u weet altyd die beste. Lei ons op die lewende weg, lei ons op u pad. Help ons dat ons behaag sal hê in die weë van die Here. En Hemelse Vader, waar ons vanmôre oor hierdie baie belangrike tema vir 'n paar weke gaan stil staan van die groot gebod, is dit my gebed dat dit nie net woorde sal wees wat in ons ore weer klink en wat in ons verstand ingang vind nie, maar dat hierdie woorde in ons harte vaste plek sal kry. En dat hierdie gemeente, elke een van ons, dit maak nie saak wat ons agtergrond is, wie ons is, waar ons vandaan kom, dat ons 'n gemeente sal wees wat waarlik die Here liefhet uit alles wat ons het en met alles wat ons is. En dat dit sigbaar sal wees in ons daaglikse lewens, in ons toewyding aan U, in ons oorgawe aan U, in ons diensbaarheid, ja, wat ons is, wat ons doen, wat ons het, dat my hele lewe, my liefde vir God sal weerspieël. Vader, baie, baie dankie, dat ons kan bid vir diegene wat hierdie week verjaar. Dankie vir die genade wat U skenk, dat hulle nog 'n jaar by hulle lewens kan byvoeg. En ons bid vir hulle. Ons wil vra dat as dit U wil is, U ook in die jaar wat voorlê, op 'n wonderlike manier vir hulle sal lei. Dankie dat ons kan bid vir hulle wat U so nodig het. Ons dink aan oom Ad. Here, die jare het vir hom aangestap, hy het oud geword, sy liggaam het baie verswak, hy kan glad nie meer sien nie, hy is vasgekluister aan 'n bed, hy is totaal afhanklik van die versorgers wat na hom omsien. Ons bid vir hom, en terwyl dit ook sy hartsbegeerte is, dat hy na U toe kan gaan, bid ons, Here, dat U hom op U tyd sal kom haal, soos wat dit ook sy wens is. Dankie dat ons vir tuis vanmôre in gebed na U toe kan bring. Ons het die afgelope tyd hier in die gemeente op 'n besondere manier beleef dat U die groot geneesheer is. En Here, ons weet U kan vir tuis aanraak. En U kan vir hom 'n wonderwerk doen in sy liggaam. U kan hom volmaak genees. Maar ons is nie hier om ons wil op U af te dwing nie. Ons brei ons hande na U toe uit en ons wil U soek. En ons wil vra, Here, as dit U wil is, wil U hom nie aanraak en iets wonderliks kom doen nie.
Dankie dat ons ook so kan bid vir hulle wat operasies gaan kry in die tyd wat voor lê. Ons bid vir ou Sjaal, wat baie las met sy arm het. Ons bid vir Petro met haar oë, terwyl haar tweede oog nou 'n kornea ontvang het, en nou lyk dit of die ander een begin om die kornea te verwerp. Ag Here, ons bid vir haar en vir oom Wynand. Wees met hulle asseblief. Onderneem vir hulle. Raak haar liggaam aan asseblief. Ons bid vir ons land, Here, ons bid vir ons regering. Ag, dit is nodig dat U iets groots kom doen. En op 'n wonderlike manier in harte werk. Wil U ook vir ons 'n regering gee wat U vrees en wat U liefhet en wat U wil vir ons land soek. Here, daar's soveel haat in ons land, daar's soveel twis, daar's soveel misdaad. Ons bring dit vanmôre na U toe. En ons hartsgebed is, trek die mense van hierdie land na U toe, o Here. Skenk ook hier in Suid-Afrika vir ons herlewing, dat duisende siele gered kan word. Hoe wonderlik sal dit wees as U nou vir ons kom doen, wat U in 1904 vir Wallis gedoen het. Daarom pleit ons, kom o Here, doen vir ons iets groot, en openbaar U self aan die mense van hierdie land. En nou wil ons bid, Here, maak dit stil in ons harte, bereik U kosbare doel in ons lewens, om Jesus ontwil vra ons dit. Amen. Ons tema dan vanmôre is liefde vir God met jou hele hart. So ons gaan stil staan by daai eerste gedeeltetjie, liefde vir God met jou hele hart. Nou ons ken almal, dink ek, baie goed die 7 briewe wat die Here Jesus aan Johannes gedikteer het daar op die eiland Patmos in Openbaring 2 en 3 aan die 7 gemeentes wat in Klein-Asië was. Jesus self is die outeur van daardie briewe. Dit kom uit sy hart uit. Dis nie maar net Johannes wat gewonder het wat kan hy skryf en dit dan neergepen het nie. En telkens as ons daardie briewe lees, dan sê die Here Jesus vir al die gemeentes, ek ken jou. En daarom weet ons ook vanmôre as die Here Jesus hier by ons kom stil staan en hy kyk na die EG gemeente van Pretoria Oos, dan kan hy vanmôre vir ons ook sê, en ek glo hy sê dit vir ons, ek ken jou. Ek weet alles van julle af. Ek ken julle motiewe, ek ken julle hartsgesindhede, ek ken julle ywer, ek weet alles van julle, daar's niks wat sy wakende oog ontgaan nie. Ons vind telkens in die briewe aanprysings, waar Jesus die gemeentes aanprys en vir hulle as dit ware sê mooi so, oor sekere dinge wat hulle goed gedoen het en reg gedoen het. Maar dan vind ons ook baie dringende waarskuwings. Ons vind bestraffinge en teregwysings en ons vind oproepe tot bekering. En wanneer ons by die eerste gemeente, by die brief van Efese kom, dan wil 'n mens amper, as jy die brief lees, sê, dit is 'n modelgemeente. Dit is hoe dit in 'n gemeente moet lyk. Want as ons die aanprysinge van die gemeente in Efese lees, dan sien die Here Jesus hulle harde arbeid, hulle werk onverpoost, hulle is nie lui nie, hulle werk met oorgawe in die koninkryk van God. Hy prys hulle volharding of hulle lydsaamheid aan. Hy sê, dis wonderlik, ek sien julle lydsaamheid, dat julle volhard, dat julle, soos ons in die weermag gesê het, vasbyt. Ook dat hulle nie die bose verdra het nie. En dat hulle diegene wat gesê het, dat hulle apostels is, getoets het en hulle ontmasker het as leenaars.
Ons sien dat hulle volhard het ter wille van die naam van die Here Jesus en dat hulle nie moeg geword het in hulle diens aan die Here nie. Hulle het ook die werk van die Nikolaïte gehaat. Nou die Nikolaïte is 'n groep mense wat aanhangers was van 'n sekere Nikolaus, en die van julle wat nou vanmôre hier sit wie se naam Nikolaas is, dit beteken hy wat die volk oorwin. Dit is wat Nikolaas beteken. En Warren Wiersbe beskryf oor die Nikolaïte, hy sê dit beteken letterlik om die volk te oorheers. En wat sien ons later toe die Rooms-Katolieke Kerk in bewind gekom het en hulle mag begin vestig het in die kerk? Dat hulle sekere, soos hulle dit in Engels noem, die clergy, die amptsdraers verhef het en op 'n troon gesit het. En dat hulle magtig geraak het en posisies bekleed en eintlik neergekyk het op ons gewone mense. En die Nikolaïte was reeds hiermee besig. Wiersbe meen dat hulle 'n onbybelse skeiding tussen die geestelike leiers en die kinders van die Here begin veroorsaak het. So reeds daar in Efese was hierdie onding aan die werk, hierdie skeiding, en is daar party mense wat op troontjies geplaas is. En ek wil maar net weer sê, die enigste rede hoekom ek hoor as julle is vanoggend is dat julle my beter kan sien. En omdat die woord verhef is, nie ek nie. Ek is een van julle. Ek moet elke Sondag daar in die middel by Janele gaan sit en dan moet ek van daar af hiernatoe loop, sodat julle kan sien, ek kom uit die gemeente na die kansel toe. Een van julle. Maar as 'n mens so na Efese kyk, dan wil jy byna uitroep, wat 'n gemeente! Wat 'n voorbeeld! En dan kom die Here Jesus daar in vers 4, en hy skryf hierdie skokkende woorde aan hulle. Maar ek het dit teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. En wat leer ons uit dit uit? Ons leer dat 'n gemeente kan besig wees met baie dinge. 'n Gemeente kan besig wees met aanbidding. 'n Gemeente kan besig wees met gebed, met evangelisasie, met dienswerk, met harde werk, met arbeid, met die bestryding van dwaalleer, en tog aan jou eerste liefde, aan jou liefde vir God, gebrek ly. Skokkende woorde. Ek lees 'n sekere Richard Eckley, wat professor in praktiese teologie in die Wesleyanse Universiteit daar in die VSA was, skryf hierdie woorde. Hy sê, elke gemeente en elke kind van God behoort sy of haar motiewe in die werk van die Here gereeld te ondersoek. Hand in eie boesem, gereeld. Die oorspronklike passie vir bediening, skryf hy, word dikwels met verloop van tyd vervang deur blote pligsbesef of selfs 'n begeerte om teen ander te kompeteer. Ons ou mensies. Liefde, skryf hy, is die enigste dryfveer wat vir God aanvaarbaar is om vir hom uit te staan en vir hom te werk. Dit moet uit liefde vir God gedoen word, alles wat ons doen. En dan skryf hy hierdie treffende woorde. Hy sê, die groot opdrag. Wil een van die kinders vir my sê, wat is die groot opdrag? Help my gou. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies. Eckley skryf, die groot opdrag mag nooit die groot gebod
oorskadu nie. Ons moet die groot opdrag doen vanuit ons liefde vir God. Voordat die Here enige iets van ons vra om vir hom iets te doen, sê hy vir ons, my kind, ek wil hê jy moet my lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou krag. Dit is wat God van ons vra. Dit is wat hy van ons wil hê. As ons liefde vir God tekort skiet, as daar 'n gebrek in ons harte is aan liefde vir God, en jy voel geestelik moeg, en jy voel afgemat, en dit voel of jy op 'n trapmeel is, en jy's besig om te oefen, maar jy kom nêrens, dan moet ons onsself die vraag vra, is dit regtig wat die Here van ons verwag? Is dit regtig wat hy wil hê? Ware liefde vir God kan nooit 'n las wees nie. Dit kan nooit iets wees wat my afrem en my moeg maak nie. Nee, inteendeel. Ware liefde van God vir God is die pad na regte vrede en vreugde. Dit maak my innerlik bly om God lief te hê met my hele hart. En vanmôre wil die woord van God ons opnuut oproep om ons eie harte te ondersoek en seker te maak, is my liefde vir God in plek? Het ek werklik die Here lief met alles wat binne in my is? Want dis wat die Here verlang. Dis wat hy van ons wil hê. In Matteus 11 vers 29 roep die Here Jesus ons op en hy sê, neem my juk op julle en leer van my. Ek is sagmoedig en nederig van hart en julle sal rus vind vir julle siele. Om God lief te hê, gee vir jou rus vir jou kosbare siel. Vir baie mense is die Christelike lewe maar net 'n lys. Ons het so 'n klipbord, nê? Met die lys dinge wat ek moet doen en wat ek nie moet doen nie. Een kant is die moets en die ander kant is die moenies. En dis waaroor die geestelike lewe vir baie mense gaan. Ek tik elke dag af, doen ek die regte dinge en die ander dinge wat ek nie moet doen nie, los ek dit. En wil die Here vanmôre vir u en vir my oproep. Kom my kind, gee vir my jou liefde. Laat my so dink aan Spreuke 23 vers 26, waar Salomo vir sy seun skryf. Jy moet gaan lees maar weer bietjie Spreuke 23, 'n pragtige gedeelte, 'n onderwysing van 'n vader aan sy seun. En Salomo skryf vir sy seun en hy waarsku hom oor dinge en hy waarsku hom teen die invloede van die wêreld en verkeerde vrouens en al hierdie dinge skryf hy in Spreuke 23. En hoe gevaarlik die wêreld is en hoe maklik die seun mislei kan word in hierdie wêreld op die verkeerde pad, agter die verkeerde dinge aan. En uiteindelik dan kom hy by hierdie aangrypende woorde en ek dink ek het 'n boodskap hieroor gebring 'n tyd gelede waar Salomo vir sy seun sê, my seun, gee my jou hart. En as die Here vanmôre kom en hy sê vir ons, my kind, ek wil hê jy moet my lief hê met jou hele hart, dan is dit eintlik dieselfde as wat Salomo gesê het, gee my jou hart. Dit is merkwaardig, as ons kyk, die vader soek nie sy seun se goed nie, hy soek sy hart. Hy wil hê die seun se hart moet op hom gerig wees. En is dit nie ook wat die woord van die Here vir ons leer daar in 2 Kronieke 16 vers 9, want die Here sy oë deurloop die hele aarde om diegene kragtig te steun wie se harte onverdeeld op hom gerig is. Diegene wie se hart aan die Here weggegee is. En so wil die Here vanmôre vir u en vir my oproep
En ek bid dat elke een hier teenwoordig voor ons huis toe gaan, sal antwoord, hier is my hart, Here. Ek wil U lief hê met my hele hart. As ons daaraan dink dat ons die Here ons God lief het met ons hele hart, dan beteken dit in die eerste plek dat die hart die troonkamer van ons lewens is. Spreuke 4 vers 23 ken ons almal baie goed. Daar skryf Salomo, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word. Ek dink so, daar in Luxemburg by die Grand Duke, van Luxemburg se paleis, is daar altyd soldate wat die plek bewaak. Die enige tyd daar verbyloop, is nogal eienaardig, 'n snaakse gevoel, dis so in die middestad. En dan is jy nog so tussen die winkeltjies, en as jy weer so omkom, dan is die paleis hier voor jou, en hier staan die soldate met hulle gewere, en hulle bewaak die plek. Want die sogenaamde koning van Luxemburg woon daar. En die plek moet bewaak word. Kom die Here en hy sê vir u en vir my, bewaak jou hart meer as alles wat bewaak moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Daaruit ontspring of vloei ons hele lewe. Ons lewens kom uit ons harte uit. Ja, die hart is die bron en die fontein en die oorsprong van alles wat 'n mens is en van alles wat 'n mens doen. Hoe 'n mens lewe verklap die toestand van jou hart. Sê vir jou wat in jou hart aan die gang is. En as die hart dan die troonkamer van ons lewens is, met ander woorde, daar waar die koning van ons lewens woon en is, van waar jou denke en jou begeertes en jou besluite en jou dade regeer word, jou hele lewe, jou alles. En die Here kom vanmôre en hy sê, ek wil hê jy moet my lief hê, met jou hele hart, met jou hele troonkamer. Dan is dit baie duidelik dat die Here wil hê dat hy op die troon van ons harte moet wees. Dat hy die belangrikste een in ons lewens sal wees. Jesus leer sy disippels en hy sê, daar waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Anders gestel, waar jou skat is, daarheen sal jou hart beweeg. Jou hart wil wees by dit wat vir jou kosbaar en belangrik is. Dit wat jy die hoogste ag, dit wat jy die meeste koester, wat vir jou die grootste vreugde gee, waaraan jy die meeste tyd spandeer en die meeste energie spandeer, daarheen sal jou hart neig. Kom die oproep vanmôre na u en my, om te antwoord op die vraag, wie besit vanmôre ons harte geheel en al? Is dit die Here, onse God, hierdie wonderbare God, wat eintlik die enigste een is wat verdien om ons harte te besit? Of is dit dalk eerder ons eie drome en ons loopbaan en ons veiligheid en ons reputasie en ons geld, ons kinders, ons kleinkinders, ons sport? Ek het hier geskryf, selfs goeie dinge kan verkeerde troonbestuigers wees van ons harte. En die plek inneem wat eintlik net aan God behoort. My seun, gee my jou hart, sê die Here. Omdat hy weet dat die hart altyd aan iemand sal behoort. Dat die hart altyd 'n meester sal hê. En as die Here nie die koning van ons harte is nie, ons sing mos daai lied, koning van my hart, koning van my lewe, u wil ek bemin, u wil ek lief hê.
As dit nie die Here is nie, wie of wat is dit dan? In die tweede plek, liefde vir God met ons hele hart, beteken ook dat die Here wil die meester wees van ons harte. Daar's 'n baie besondere eienskap van 'n mens se hart, en dit is, en dink gou 'n bietjie hieraan, niemand van ons wat vanmôre hier sit, se harte is leeg nie. Niemand van ons se harte is heeltemal sommer net neutraal, en daar gaan eintlik niks in jou hart aan nie. Die Here het ons so geskape, dat ons altyd iets of iemand met ons harte sal lief hê. Ons sal altyd iets hê waarvoor ek lewe. Daar sal altyd 'n meester wees op die troon van my hart. Iets waarop ek hoop. Iets waarin ek my sekuriteit gaan stel. Iets wat my identiteit gee. En daarom moet 'n mens baie mooi seker maak wie of wat besit 'n mens se hart. Ek het gister so hartseer geword toe ons winkel toe ry. En ek een van die vrouens wat hier by die verkeersligte staan, 12 uur die dag, is sy heeltemal buite haarself onder die invloed van drank en dwelms. En sy wil 'n swart man met so groot rots doodslaan. En ons kleinkinders was saam met ons in die kar. En hulle het net met verbasing uitgeroep, wat mekeer daai tannie? En ek dink in haar hart, wat is die meester van haar hart? Die drank waaraan sy verslaaf is. Die dwelms waaraan sy verslaaf is. En jy kyk na die toestand van haar liggaam. En ek besef, sy's ver heen. En sy gaan een oggend net nie wakker word nie. En dan gaan sy haar oë in die hel oopmaak. Elke hart het 'n meester. Salomo waarsku sy seun teen dronkenskap en losbandigheid en seksuele versoekings, juis omdat hy so goed weet, hierdie ding mee vir my seun se hart. Hierdie dinge wil sy hart in besit neem. Hoeveel mense is daar op hierdie aarde, hoeveel van ons eie volk, ons Afrikaner volk en ook die ander volkere in ons land, is besig om die verkeerde meesters met hulle harte te dien. Op soveel maniere. U weet, lank voordat 'n mens tot die daad van sonde oorgaan, het daar iets in jou hart gebeur. Het iemand jou hart in besit geneem, of iets jou hart in besit geneem. En die duiwel weet wat gaan in ons harte aan. En daarom weet hy watter versoekings om oor jou pad te bring. Weet hy waarin ons swak is. En dan wek dit 'n begeerte in jou hart, en daar ontstaan 'n sterk verlange in jou hart, en daar word 'n liefde op die verkeerde plek gekweek. En dis hoekom nadat die Vader sy seun gewaarsku het oor al hierdie dinge, dan sê hy vir hom, my seun, gee my jou hart. Want hy weet, as die seun se hart op die regte plek is, dan kan die versoekinge maar verbykom, die seun sal dit nie gryp nie. Die hart. En as die Here vanmôre vir ons kom sê, my kinders, ek wil hê julle moet my lief hê met julle hele hart, dan weet God, dan sal hy die meester van ons harte wees. Dan sal hy die een wees wat besit het van ons harte. Dan sal ons verlange na hom wees. Sal ons begeerte wees om hom te verheerlik, om sy naam groot te maak,
om vir hom te lewe. As ons harte reg is, sal ons lewens reg wees. En dit bring ons by die laaste gedagte. Die rede waarom die Here wil hê ons hom met ons hele hart moet lief hê, is omdat hy ons eerste lief gehad het. Dit is vir my so mooi. Dit is die mooiste dimensie van Salomo se oproep aan sy seun, my seun, gee my jou hart, of jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart. Waarom sou die Here vir ons hierdie gebod gee? Waarom sou die Here vanmôre by ons kom stil staan en vir ons as gemeente sê, my kinders, my gemeente, ek wil hê julle moet my lief hê met julle hele hart? Kan ek 'n vraag vra? Is dit omdat die Here ons liefde nodig het? Nee. Hy het niks van ons nodig nie. Is dit omdat hy iets kort kom? Nee, hy kom niks kort nie. Hy's volmaak in sy wese. Hy het niks van ons nodig nie. Maar die Here gee ons hierdie groot gebod, omdat hy ons liefhet. So lief, dat hy sy seun vir ons gegee het, om sy lewe aan 'n kruis vir ons af te lê, omdat hy weet wat die beste vir ons is, en omdat hy die beste vir ons begeer. Weet jy wat is die grootste tragedie van die sondeval gewees? Romeine 3 vers 23. Almal het gesondig. En hoor nou hierdie woorde. En dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Dis die grootste tragedie. Ons is van God geskei. En nou kom die Here en hy gee sy seun omdat hy ons liefhet. En Jesus sterf vir ons aan die kruis. En hy roep ons tot bekering. Hy roep ons om hom aan te neem. En wanneer ons hom aangeneem het, en ons lewe vir hom, en ons kan getuig dat ons weergebore is en uit genade gered is, dan is daar net een manier om te antwoord op God se liefde. Wat is dit? Om hom lief te hê met my hele hart. Dis die antwoord. Mense probeer die leegheid in hulle harte, daardie leegheid wat ontstaan het as gevolg van die sondeval, waar ons van God se heerlikheid geskei geraak het, probeer mense op allerlei maniere daardie leegheid vul. Mense doen dit met besittings en met prestasies en met eer en met roem en plesier en sport en sukses en wat jy alles kan opnoem wat mense najaag om daardie leemte te probeer vul, maar niks werk nie. Dis net God alleen wat daardie leemte kan vul. En as 'n mens by daardie plekkie kom waar jy Jesus Christus leer ken as jou saligmaker en jou Here, dan besef jy hoe lief het God jou. En wat wil jy dan doen? Jy wil antwoord met jou liefde vir God. Liefde uit jou hele hart. Ek onthou so in 1980, toe gebeur daar in so Februarie 1980 gebeur daar 'n vreeslike snaakse ding met my op skool in matriek. Naamlik die skille val van my oë af. En ek kyk na Annetjie van der Merwe. En sy's net skielik vir my die mooiste mens op hierdie aarde. Nee? En toe ek haar vra of ek by haar kan kom koffie drink die eerste keer, en sy sê ja, toe is daar geen keer in my nie. Toe verander my hele wese. En sy word net vir my al mooier. En ons sit in die wetenskapklas en hulle buurseun, Jacques Venter, sit langs my, hy sê, ek sien jy kom baie hier by Annetjie. Ek sê ja. Hy sê, hoorie, sy stel nie in seuns belang nie. Jy's besig om jou tyd te mors.
Ek sê, ag, dis oukei, sy maak heerlike koffie. Ek's nie bekommerd nie. En op 'n stadium toe bel my beste vriend, Benny Venter my, en hy sê vir my, hoorie, is ek en jy nou nie meer vriende nie? Ek sê nie, ons is nog vriende, maar my prioriteite het verander. Daar gebeur iets in jou hart, as jy die persoon ontmoet, wat die Here oor jou pad stuur, wat jou lewensmaat gaan wees. Hoe wonderlik, dat ons einde van hierdie jaar 42 jaar getroud kan wees. En daai liefde word net sterker. God het u en my oneindig lief. En wat vra hy as 'n antwoord? Dat ons hom net so lief sal hê. Met ons hele hart, met alles wat ons in ons het. Wat 'n oproep. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart. Hoe lyk dit vanmôre in jou lewe? As jy jou hand in eie boesem druk, en jy haal hom uit, is dit melaats. Here, ek het u nie lief nie. Ek besef, daar's iets wat kort. En ek wil die vraag vra, kan dit wees, dat daar miskien van ons hier vanoggend teenwoordig is, wat al jare lank vir die Here allerhande dinge gee, maar jy het nog nooit jou hart ten volle aan hom oorgegee nie. Jy het nog nooit by daai plek gekom waar jy die Here jou God lief het met jou hele hart nie. Dan is dit vanoggend tyd. Moet jy vanoggend God se roepstem hoor wat jou roep en wat vir jou sê, my kind, ek wil jou hart hê. Gee vir my jou hart. Wees vir my lief met jou hele hart. Miskien sit jy vanmôre hier en jy besef, ek het nie regtige verhouding met die Here nie. Hy's vir my 'n ver af idee. Ek het nie regtige verhouding met hom nie. Ek het nog nooit na Jesus toe gekom om gered te word nie. Dan kom jy vanmôre. Sodat hierdie verhouding ook in jou lewe kan gebeur. Luister na die roepstem van die Here. Luister na sy oproep wat vanmôre jou liefde vra. Liefde met jou hele hart. Amen. Ons bid net saam. Onse Vader, ons besef hoe maklik ons kan tekort skiet. En ons besef vanmôre dat as ek u nie lief het met my hele hart nie, dan sal my lewe dit verklap. My toewyding aan u sal dit wys. Ek sal nie begeer om by u te wees nie. Ek sal nie begeer om in u teenwoordigheid tyd te spandeer nie. Ek sal nie verlang om met u 'n verhouding te hê nie. Maar die teendeel is ook waar, as ek u liefhet met my hele hart, dan sal u my alles wees. Dan sal ek na niks meer soek en na niemand meer soek as na u nie. Ek sal wees soos daardie hert van Psalm 42, wat smag na waterstrome. En so sal my siel smag na die Here. Help u ons, o Heilige Gees, in hierdie oomblikke, om elke een ons eie hart te ondersoek. Help ons dat ons nie nou na die persoon langs ons of voor ons of agter ons sal kyk en sal dink, ja, hy het nou vanmôre net met hierdie ou gepraat of met hierdie vrou gepraat. Help my, Andrei Bester,
om vanmôre my liefde vir U te toets, Here. Het ek U waarlik lief? Dis wat U vir Petrus gevra het na die opstanding. Petrus, het jy my waarlik lief, meer as hulle almal hier? Wat sal my antwoord wees? Help ons, Here, dat ons vanmôre hierdie oorgawe van ons harte aan U sal maak. Help ons dat ons nie huis toe sal gaan as my liefde vir God uit die hele hart nie in orde is nie. En dankie dat ons dit kan bid in die wondernaam van ons Here Jesus met danksegging. Amen.